Goeiemôre gemeente. Baie welkom hier in die koue. Gemeente, in Psalm 119 vers 1 lees ons: Dit gaan goed met die wat onberispelik lewe, die wat wandel volgens die woord van die Here. Kom ons luister na wat die Here in sy wet van ons vra, soos Jesus dit in Markus 12 vers 28 tot 31 opsom. Een van die skrifgeleerders het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. En toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: Wat is die heel grootste gebod? Jesus antwoord hom: Die eerste is: Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Gemeente, as ons die wet van die Here op hierdie oggend hoor, kan ons nie anders nie. Ons moet ons voor God verootmoedig. Terwyl ons so bly sit, kom doen dit saam met my. Here, ons bely dat ons dag na dag misluk om mens te wees soos U bedoel het, ons dit moet wees. Ons bely dat ons dikwels nie liefhet nie, omdat ons nie verstaan wat liefde is nie, en omdat ons nie bereid is om self te offer nie. Ons bely dat ons selfsugtig lewe, en baie keer nie eens ander mense se nood raak sien nie. Dat ons stil gebly het waar ons geweet het, ander mense word onregverdig behandel. Ons het niks om vir U aan te bied as versoening van ons sonde nie. Maar ons vlug in hierdie oomblikke na U toe. U Here, wat in ons plek sterf het. Gemeente, ons skriflesing vanoggend kom uit twee gedeeltes. Ons gaan saam lees uit Spreuke 18, as ook uit Efesiërs 5. Deur die regte woorde te gebruik, kan 'n mens sy honger stil. Hy kan genoeg kry om te eet deur wat hy sê. Die tong het mag oor dood en lewe. Die wat lief is om te praat, sal die gevolg dra. Dan ook Efesiërs 5 daar vanaf vers. Omdat julle kinders van God is en hy julle lief het, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het en om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het, ja, 'n offer wat vir God aanneemlik was. Soos dit gelowiges betaam, moet daar van ontug, onsedelikheid in enige vorm of gierigheid onder julle self geen sprake wees nie. Grove, ligsinnige of vuil praatjies pas nie by julle nie. Nee, dank aan God pas by julle. Dit moet julle goed besef. Iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe of 'n gierige aard is,
Want gierigheid is afgoderry, het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie. Net weer Spreuke 18 vers 21. Die tong het mag oor dood en lewe. Die wat lief is om te praat, sal die gevolg dra. Tot sover ons skriflesing vanoggend. Gemeente, wie 'n kind van God is, luister na die woorde van God. Terwyl ons so bly sit, kom ons bid saam. Ewige, almagtige Hemelvader, ons eer U vanoggend vir hierdie voorreg om in U woning stil te mag word. Vader, dankie dat U na ons luister. Dankie dat U na ons luister, selfs wanneer ons gedagtes en ons woorde oor mekaar val. Vader, maak ons harte gereed om U lief te hê. Gee ons ywer wat ons nodig het om mekaar onvoorwaardelik lief te hê. Dankie dat U elkeen van ons onvoorwaardelik liefhet. Vanoggend is dit ons gebed, o Vader, dat U met ons sal kom praat. Vandag, Here, wil ons nie praat nie. Vandag wil ons net kom luister. Kom open ons harte vanoggend. Ons ore, dat ons duidelik sal hoor wat U vir ons wil sê. Vader, vandag kom bid ons vir ons kinders. Ons bid, Vader, dat U hulle in U Vader liefde sal koester. Here, ons kinders word gekonfronteer met soveel dinge daar buite. Soveel druk, soveel uitdagings. Ons bid dat U hulle sal kom toerus. Om dit wat hulle elke dag by die skool en tussen hulle maats moet trotseer. Vader, dat hulle dit met blymoedigheid sal kan doen, omdat U hulle liefhet. Vader, ons bid vir ons land, vir sy mense, vir die provinsie. Vader, ons eer U vir die reën wat die afgelope week geval het.
Maar ons weet ook dat daar so baie is wat koud kry, wat dakloos is, wat honger is, as gevolg van al die reën. Wees hulle asseblief genadig. Maar gebruik ook vir ons om u lig en u liefde daar buite te gaan wys. Dankie Here, dat u die gemeente en u kerk genadig is. En ons bid, o Vader, berei ons lippe voor om u lof te verkondig. Kom maak ons harte gereed, Here, om u lief te hê. En kom gee ons 'n groter verlange om uit u genade te leef. Amen. Gemeente, ek wil vanoggend vir u vra om saam met my na te dink oor die volgende stelling. Woorde het vlerke. Dit vlieg. Woorde het vlerke. Dit vlieg. Die bekende liedjie skryf met die volgende woorde en dit lui soos volg. Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand. Baie dankie vir 'n wonderlike aand. Veels geluk, bly te kenne, simpatie want ek voel saam met jou vanaand. Dis alles woorde. Net leefwoorde op vals akkoorde en ons almal sing dit. Alle sterkte en onthou, daar is krag na kruis. Kom kuier weer en groete by die huis. Ons hou almal duim vas, kom tog veilig tuis. Doen jou plig en eendag sal jy almal wys. Dis alles woorde, net leefwoorde op vals akkoorde en almal sing dit. Gemeente, ons leef in 'n samelewing van baie woorde. Maar ongelukkig het ons woorde leeg geword. Woorde sonder trefkrag. Woorde wat u en ek sê, maar dan die vraag, bedoel ons dit? Bedoel ons nog regtig dit wat ons vir mekaar sê? Ons sê, veels geluk, maar bedoel dit nie eintlik nie. Ons sê, ek kry jou jammer, maar voel nie werklik iets nie. Ons sê, ek sal aan jou dink of ek sal vir jou bid, maar ons vergeet gou van die betrokke persoon.
Net soos Koos Du Plessis se liedjie. Dis alles woorde. Net leë woorde op vals akkoorde. En ja, ons almal sing dit. Dis tragies. Gemeente, dis tragies, maar dis waar. Besef u, leefwoorde is so dikwels deel van ons lewe. Woorde wat seer maak is makliker om te gebruik as woorde wat opbou. Dis makliker om van mekaar te skinder as om goeie dinge van mekaar te sê. Dis makliker om mense te kritiseer as om erkenning te gee. Hoekom? Jakobus het nie verniet die tong 'n vuur genoem nie. Want die tong vernietig. Vir ons jong mense vanoggend, as jou ma 'n vere kussing het, sy gaan nie baie gelukkig wees nie, maar gaan skud daai vere kussing uit. En probeer dan om al daai veertjies weer terug te kry. Ons woorde is soos 'n sak vol vere. En broers en susters, as ons na die woord van God kyk, en ons gaan vanoggend 'n bietjie terug na die gesprekke rondom die kruis gebeure, dan moet ons vanoggend vir mekaar sê dat as daar een mens is wat rede gehad het om bitter woorde te gesê het, was dit Jesus. En tog, wat sê Jesus? Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En ek wil hê ons moet vanoggend weer 'n bietjie gaan kyk wat die mense daar rondom die kruis vir Jesus gesê het. Van die omstanders skree vir Jesus, kom van die kruis af, as jy die seun van God is. Van die skrifgeleerdes sê, hy het ander gered, maar homself kan hy nie eers red nie. Van die soldate sê, as jy die koning van die Jode is, red jouself. Bitter woorde. Buitend van sarkasme. Hatig. Oneerbiedig. En dan moet ons onsself afvra, maar was dit nie genoeg dat Jesus gekruisig word nie? Was dit nie genoeg dat hy as 'n misdadiger beskaam word nie? Was die spykers nie genoeg nie? Was die doringkroon te sag? Was die geeseling te kort? Vir party was dit klaarblyklik die geval, want Petrus skryf
En Petrus is 'n skrywer wat gewoonlik nie baie beskrywende werkwoorde gebruik het nie. Petrus skryf volgens Markus 10 dat die omstanders die gekruisigde Christus beledig het. Gemeente, hulle het nie net gegil of gepraat of geskree nie. Nee. Hulle het Jesus beledig. Hulle bedoeling was om deur en weer 'n keer vir Jesus seer te maak. Om hom innerlik te verwond. Die tonele rondom die kruis is hierdie een vir my die hartseerste. Want watter soort mens, vra ek my af, sal 'n sterwende man bespot? Wie kan so gemeen wees om die sout van versmading in oop wonde te vryf? Wie? Besef u gemeente die woorde wat daardie dag gevlieg het, was bedoel om seer te maak. En daar is niks so pynlik soos woorde wat beteken en bereken is om seer te maak nie. Dalk dink jy nou, ek weet hoe Jesus gevoel het. Ek weet wat dit is om deur woorde vernietig te word. Ek weet hoe dit voel om dag vir dag saam met 'n lewensmaat te bly en nie fisies nie, maar verbaal gebreek te word. Ek weet wat dit is om my beste by die skool te gee en nie erkenning te kry nie. Ek weet wat dit is om by die skool gespot te word en te bang te wees om myself te verdedig. Of dalk is jy die een wat die woorde slinger. Geliefdes, woorde vernietig. En tog, wat doen Jesus? Hy sterf vir hulle. Hy sterf vir die wat hom spot. Hy sterf vir ons. Jesus het nie terug beledig nie. Hy het nie teruggekap nie. Hy het nie gesê ek sal jou terugkry nie. Nee, hy het alles oorgelaat aan hom wat regverdig oordeel. Of om dit eenvoudiger te stel, hy het alles aan God oorgelaat om te oordeel. En verstommend genoeg het hy tot hulle verdediging gekom. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Gemeente, nog nooit het enige iemand sulke liefde bewys nie.
En dan moet ons vanoggend vir onsself afvra, hoekom is dit so dat ons so graag mooi woorde wil hoor, maar so moeilik mooi woorde sê? Hoekom is dit so dat ons so graag liefde begeer, maar so moeilik liefde gee? En ek kan so maklik, so vinnig, so sekuur mense met ons woorde seermaak. Maar ons kan tergelykertyd so totaal blind wees vir ons eie gebrek aan liefde. Wat wil Jesus Christus vandag vir jou en vir my kom sê? Jesus sê, as ons gaan lief hê, gaan ons woorde liefde spreek. As ons gaan lief hê, gaan ons woorde liefde spreek. En hierdie liefde waarvan Jesus Christus praat, word nie gediskwalifiseer deur vernedering, verraad of verloning nie. Hierdie liefde vra nie, wie verdien dit nie. Dit vra ook nie, wie skuld wie nie. Ja, hierdie liefde is totaal anders as die liefde waarvan ons in tydskrifte lees en wat ons op die televisie sien. Hierdie liefde beteken dat al stel mense jou teleur, al word jy verwerp, moet dit jou nie weerhou van vriendelikheid en vriendskap nie. Ja, jou vriende kan jou versaak. Medegelowiges kan jou teleurstel. Woordgeweld kan jou stikkend laat. Maar Jesus Christus sê vir jou en vir my vanoggend, mislukkings van mense nie. Nee. Leef vanuit die oorwinning van God. Vergeef soos Jesus vergeef het. En wees lief soos Jesus lief gehad het. En onthou, woorde het vlerke. Dit vlieg. Vader, vergeef ons, want ons weet nie wat ons doen nie. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons staan klein voor U vanoggend. Omdat ons opnuut besef ons gebruik te maklik woorde.
Help vir ons, Vader, om 2 keer te dink voor ons praat. En help vir ons om altyd te onthou. Woorde het vlerke. Dit vlieg. Wees ons genadig, o God. Amen.